Altyd lekker om saam met jou te kuier en veral op 'n Sondag wat 'n nuwe week voorlê. Is my lekker om saam met jou te kuier. Glo jy het 'n besonderse rustige naweek gehad. Vir my Pastor Stef altyd baie lekker om saam met jou te kuier en vanaand op TikTok en selfs op Facebook. Vir jou wat ingeskakel is met ook 'n verwagting inhou rondom die woord en dat jy vanaand gaan dit vat. En ek glo dat in hierdie laaste 21 dae wat ons ook gevas het en vir elkeen wat in hierdie tyd gevas het, wel dan, die Here seën jou ryklik. Ek glo, dit was, as dit jou eerste keer was, glo ek, was dit vir jou besonderse, unieke, daar's 'n mooi woord. Jy weet, dit is, jy koester dit. Want dit is God se teenwoordigheid wat altyd so maak dat jy net meer soek het na God en honger het na God. En mag jy in die seisoen wat voorlê konstant dit aankweek om God te soek, God na te jaag en daar te wees in God se wil en in God se plan vir jou lewe. Glo as jy na gisteraand se boodskap van goedheid en guns geluister het en ek het 'n opsomming gemaak van die laaste 21 boodskappe en is my baie belangrik om nie te mis God se hartklop vir 'n spesifieke seisoen. En in my lewe het in hierdie 21 dae soveel waarheid uitgekom van God se woord, dat ek jou wil uitnooi, en ek gaan dit na die tyd, ek sien my nommer, Ursula het hom opgeplaas, baie dankie, en op TikTok sal hy opkom, Ivan, baie dankie, Elmarie, vat my nommer, as jy nog nie ons boodskappe ontvang het, of nog nie op ons groepe is nie, wil ek jou regtig waar uitnooi, om deel te word van ons 21 dae, vas wat so pas verby is, sy boodskap wat jy ontvang het, maar ook so van môre af is dit ons dagstukkies. En môre is ek, ons begin Februarie en gaan ons gesels oor al die fasette van verhoudings en rondom God se liefde ook. En ek wil jou uitnooi om hierdie maand in te skakel. Donderdaande is ons gebedsaande. En dankie vir jou wat alreeds jou gebedsversoeke gestuur het en mag Here jou ook in 'n besonder, jy weet, ryklik seën rondom jou gebedsversoeke, sodat jou wonderwerk sal plaasvind en jy sal geniet wat God vir jou instoor het. Vader, ons wil vanaand baie dankie sê vir 'n aand soos vanaand. Begin van 'n nuwe maand, begin van 'n nuwe week. En ons kan terugkyk en ook sê dankie vir Januarie wat U vir ons goed was en getrou was, dat U ons gedra het. En dat U in hierdie maand wat voorlê, ook so vir hierdie man en vrou wat vanaand ingeskakel is, sal ontvou met krag en wysheid en insig en dat hy en sy ook juis in hierdie seisoen U liefde en U teenwoordigheid sal geniet. Dit wat sy gebed is, dit wat haar gebed is my gebed, Here, dat hy en sy sal ervaar en beleef hoe die seën van die Here oor hulle neerdal, hulle omvou, hulle deurgrond, en dat hulle lewens sal aan U wy, en sal ervaar ook so U guns en U wonderwerke. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Lekker om saam met jou te kuier en goeienaand, elkeen wat ingeskakel is, Tess, Ivan, Elmarie, Susan, Rina. Het is baie lekker om julle almal te sien, altyd ingeskakel en ek wil jou uitnooi ook soms in die begin van vanaand om hierdie boodskap te share en iemand te tag ook daarin. Ja, amen, Lise, mag hierdie die maand wees dat ons grondgebied vergroot word. Nou hierdie boodskap wat ek met jou nou gaan deel is, wat ek ervaar het in die laaste 21 dae. Dit is 'n kragtige opsommingsboodskap wat God se hart
en God se stem eintlik oor hierdie laaste maand saamvat. En ek glo dis wat God vir my sê en wat ek met jou gedeel het aanlyn. En hierdie boodskap is eintlik voorberei en ontwerp om jou te laat terugkyk, jou te laat verstaan, jou te laat bely, te aktiveer, sodat jy vorentoe sal beweeg. Nie net geïnspireer nie, maar ook jouself te vind, geposisioneer in God se plan vir jou vir 2026. Om jou te posisioneer in sy plan en sy doel. Om aktief betrokke te wees, in te stap en uit te leef God se plan en droom vir jou lewe. Nou ja, in hierdie 21 dae het ons in een stem en in een rigting saam gebid en God vertrou. Wat God met ons oor gepraat het en waaroor God met ons ook wil stap in 2026. Ek dink my in 'n paar skrifte wat ek met jou gaan deel rondom wat ek ervaar het in hierdie laaste paar weke. Psalm 23, en ek het dit gisterand ook gesê, net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewens. En ek wil hê jy moet in gedagte hou dat God se plan vir jou is goed. God se plan is vir jou die beste. Jesaja 43 het ook in hierdie maand so baie uitgekom in vers 19 wat God gesê het, kyk ek gaan iets nuuts doen. En ek glo dat hierdie gaan ook 'n tyd wees wat jy gaan sien, nuwe dinge gaan gebeur in jou lewe. Jy gaan sien hoe daar bygevoeg gaan word in jou grondgebied. Jy gaan ervaar natuurlik aanslag, maar ek sien ook in my gees hoe mans en vrouens in hierdie jaar wat God vertrou en in God se wil beweeg, gaan vorentoe stap en gaan God smaak en geniet. Hierdie 21 dae vas was nie maar net sommer nie. Dit was 'n geestelike herposisionering. God het nie net met ons oor probleme gepraat nie. Wat vir my meer uitgestaan het in hierdie tyd was groei en oorgawe en onderskeiding en deurbraak. En by dit saam was daar beskerming. En dan het ek in dit ervaar hoe God vir ons soveel beloftes gee van ek sal voorsien. Jou deurbraak is hier, jou beskerming en ook toe ons begin het ek ervaar hoe God met ons gepraat het oor onderskeiding. Ek sien my ma's ingeskakel, hy moeks. En uiteindelik goedheid en guns. Ek wil vir jou sê wat in stilte begin is. En dalk het jy hierdie geloofspad gestap in stilte. Eindig in oorwinning. As hierdie 'n maand was wat jy stil was voor God, gaan ek vir jou sê, jy gaan oorwinnings maak. Ek dink aan dag 1 tot en met dag 3 en ek gaan dit so opbreek en jy sal dit ook in ons aandboodskap in PDF formaat so vind. Ek het dit daar opgebreek soos ek deur dit gegaan het en gevoel het wat God vir ons so spesifieke goed oor gepraat het. En ek wil eerstens stil staan by dag 1 tot dag 3, glo ek het God ons geroep tot groei. En dit is baie belangrik dat jy in gedagte sal hou dat niks is maar net daar nie. Jy sien nie net 'n pampoen op die land nie. Dit het gepaard gegaan met 'n put wat geplant is, wat ontkiem is en wat opgekom het en water gekry het en dan gekyk is. En so is dit in jou en my verhouding met God in hierdie seisoen van ons lewens, is dat wat jy insit,
is wat jy gaan uitkry. En daarom is dit so belangrik dat groei, nie net 'n sekere tyd nie, maar konstant sal plaasvind. Jy sal sien Angelique op TikTok, hulle plaas my nommer daar, Ivan en Elmarie, skryf my nommer neer en stuur net vir my boodskap met jou naam en van wie jy ook al is wat vanaand luister, dan sit ek jou op die groep na die tyd en jy sal so dan hierdie boodskap ontvang vanaand. Dag 1 het gegaan oor om te groei in jou lewe. Dag 2 het gegaan oor oorgawe bring groei. Dag 3 het gegaan oor God se stem in stilte. Groei begin nie by aksie nie. Maar waar jy oorgawe aan jouself en aan God maak. Ek wil vanaand vir jou sê dat waar jy is en waar jy wil opeindig, vra groei, vra commitment, vra dat jy oor moet gaan tot aksie. En daarom is dag 2 vir my so kosbaar gewees toe ek gepraat het op ons tweede dag van ons vas oor oorgawe bring groei. En die volgende dag ewe skielik oor God se stem in stilte. Jy kan nie God se stem hoor as jy toelaat dat die lewe se geraas die heeltyd op jou uitoefen nie. Jy moet stil word. En Vader vra ook en dat jy in hierdie tyd van jou lewe altyd sal strewe om te groei in die Here en ook om te hoor by die Here. Johannes 12 kom en hy sê in vers 24, as die koringkorrel nie sterf nie. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet, be still and know that I'm God. En ek weet dat in hierdie eerste 3 dae het God baie duidelik met ons gepraat rondom, ek wil jou nie net seën nie, maar ek wil graag betrokke raak in jou lewe om jou te verander. Kies ook dat hierdie jaar 'n jaar sal wees van verandering. Hierdie seisoen sal wees waar jy verandering wil sien in jou lewe, wil sien in jou handel en in jou wandel. Dag 4 tot dag 6, en dit was 'n tyd wat baie mense gesukkel het rondom die vas, en was ook 'n tyd waar ek weet daar duidelike besef gekom het by baie wat met my gedeel het, dat ek gaan nie hierdie kan doen sonder God nie. En ek het God meer nodig as enige iets. Ek weet ook dat waar jy nou is, kan jy nie bekostig om te funksioneer sonder God nie. Dag 4 se tema, en dit was my so kosbaar gewees, vertroue in God se leiding. Om God te kan vertrou, om oor te kan gee. En hierdie jaar, in die begin van Februarie, weet nie wat dit is, wat jou kwellinge is en jou behoeftes is nie. Maar plaas jou vertroue in God en laat hy jou lei. Dag 5 het gegaan oor te volhard in jou storms. Sjoe, het ons nie al storms beleef en ervaar in 2026 nie. Het jy nie al uitdagings gehad nie? Was daar nie al reeds aan jou kuit 'n bietjie geskit nie, en aan jou geloof? En dag 6, vertrou God vir wat voor lê. Ek wil vir jou sê, om dit op te som tussen dag 4 en dag 6, vir hierdie jaar wat voor lê, wanneer ons altyd ook gaan storms in ons lewens hê, wil ek vanaand vir jou sê, dat jy moet nooit dit storm sien as 'n teken, dat God afwesig is nie. Storms is dikwels die pad na groei toe. Ek kan Spreuke 3 gaan lees, vers 5 tot 6, en Johannes 1, vers 2, Jakobus 1, vers 2 tot 4, gaan lees dit.
om te kan kom by 'n plek om vertrou in God se leiding te plaas en dan te sê vertrou God vir wat voor lê, is om eintlik dit by sy voete te sit en rustig te gaan sit en te sê, Here, ek is getrou, ek volg U, maar ek gee dit oor aan U. Moenie fokus op dit wat jou skud en dit wat jou kwel nie, maar fokus op wie jou lei. Dit vra ook dat as ons praat oor vertrou en volhard en God se leiding, op wie vertrou ons werklik? En die Here wil by ons kom stil staan om vir ons te sê dat hierdie is jou jaar van deurbraak, hierdie is jou jaar van groei, hierdie is die jaar van 'n oes. Maar in dit gaan storms kom, maar moenie dink dat ek is afwesig nie, moenie dink ek het van jou vergeet nie, maar dat jy in dit sal volhard in my. Dag 7 en dag 8 het ek en jy moet weet, ek het geensins die dae uitgekies nie. Ek het werklik al in Desember die Here gevra vir leiding. Ek kon so wel verlede jaar se 21 dae Daniël vas se boodskappe gevat het en maar net dit vir jou deurgegee het en maar net dit bedien het. Ek dink as een dag wat ek gedeel het van verlede jaar, wat baie gepaard gegaan het met wat God vir my gesê het rondom hierdie seisoen. Maar uit die 21 dae, is dit soos elke oggend 'n vars, as jy die oond oopmaak en daai vars beskuit, daai vars woord uithaal, het ek ervaar, dis wat God vir ons sê, en as ek nou terugkyk, dan raak ek opgewonde om vir jou te kan sê, dat hierdie gaan 'n jaar van mooi dinge wees, hierdie gaan 'n jaar wees van groot deurbraak, hierdie gaan 'n jaar wees van herstel, en 'n jaar van, God gaan vir jou nuwe deure oopmaak, hy gaan jou in 'n nuwe tydperk invat, in 'n nuwe omgewing, en 'n nuwe groei gaan plaasvind, jy gaan God beleef en ervaar, soos jy hom nog nooit beleef en ervaar het nie, soos ek al reeds in hierdie laaste paar weke ervaar. Dag 7 se tema was vernuwe en geestelike herlewing. Dag 8 het gegaan oor geestelike onderskeiding en om God se stem te kan herken. Rondom dit besef ek dat vernuwing vra verandering. En wanneer verandering plaasvind en jy stil is by God en sensitief is, dan gaan jy kan onderskei. En ek dink dis waar ek en jy baie keer foute in ons lewens maak, is dat ons nie kan onderskei nie. Omdat daar te veel stemme invloed op ons het, en ons te veel kyk na al die storms om ons, sonder onderskeiding, neem mense goeie besluite, wat opeindig sonder God, hulle neem goeie besluite, maar sonder God. En dit het altyd 'n eindresultaat van chaos, en verwarring, en hartseer. Gaan lees Romeine 12 vers 2 en Johannes 10 vers 27. Maak dit jou gebed, om te sê, Here, ek wil nie uitmis, maar ek wil kan onderskei. Ek glo dat uit hierdie geestelike vernuwing en herlewing en onderskeiding en om God se stem te kan herken, vra God dat ek en jy ten alle tye sy stem sal herken bo alle ander stemme. In elke area van jou en in my lewe in 2026, om God se stem te kan herken bo allerhande invloede en stemme rondom ons, gaan vir jou in 'n posisie van groei plaas,
gaan jou in 'n plek van deurbraak bring. Dag 9 tot 12 het ek gaan sit en terwyl ek deur dit gaan en sê, Here, wat het U ons gewys? En ek glo in die dae het dit so duidelik tot ons gekom. En God wil ons leer om regte keuses te maak. Kom ons wees eerlik, hoeveel keer maak ons verkeerde keuses? Hoeveel keuses het jy al gemaak wat jy terugkyk en sê, dit is nou 'n stupid besluit? Hoekom het ek na hulle geluister? Hoekom het ek my ore uitgeleer? Dag 9 het gegaan oor die regte besluite om te neem in 2026 en die dag daarna die standvastigheid in 'n veranderende wêreld, wat dag 11 gegaan het oor 'n oorgawe en vertroue en jou woorde en jou dade. En dit is so wonderlik, nou dat ek terugkyk van gister af oor die 21 dae, sien ek soos 'n penstreep. En ek sien, sjoe, God praat met my duidelik. God plaas 'n woord by ons aanlyn kerk om vir ons te sê, maar daar moet standvastigheid wees in jou lewe. Al verander alles om jou. Al verander mense se opinies en neem mense ander besluite, dat jou besluite standvastig sal wees, geanker in God. En dat jy nie 'n kompromie met die wêreld moet aangaan nie, maar dat jou lewe sal getuig van 'n oorgawe en vertroue in God. En dat jou en my woorde ooreen sal stem met ons dade. Dis 'n kernwaarheid uit dag 9 tot dag 12. Wat vir my uitstaan dat jou en my toekoms 2026 kom die Here en hy praat met jou en met my en sê, dit gaan bepaal word deur jou keuses, deur jou woorde en jou gehoorsaamheid. Jou woorde, jou keuses, jou gehoorsaamheid. Gaan lees Deuteronomium 30 vers 19, Spreuke 18 en 21 en Jakobus 1 vers 2. Dis ook in ons boodskappe van die daaglikse boodskappe gewees. Eindelik kom God en hy sê vir ons in dag 9 tot dag 12, moenie net glo nie, leef dit. Hierdie wêreld het manne en vroue nodig wat in oorgawe leef, oorgawe bely, wie se vertroue in God is, wie se woorde en dade ooreenstem, te midde van hulle storm standvastig vashou aan God. Ek het dit opgedeel en in die 5de deel staan dag 13 tot dag 18 vir my so uit. En ek deel graag met jou, want God breek ou bande en hy bring deurbraak. En as ek dit sê vanaand vir jou, dink ek aan dag 13, dis bietjie meer as 'n week terug, het ek gedeel oor jou wonderwerke is nader as wat jy besef. Jou wonderwerke is nader as wat jy besef. Die dag daarna breek met slegte gewoontes. Wat het daarop gevolg? Die belangrikheid van deurbraak. Om vir mekaar te bid. Here, vergroot my grondgebied. Ou sleutels,
kan nie nuwe deure oopsluit nie. Ek is opgewonde om vir jou te sê, jy kan nie in 'n nuwe seisoen ingaan met ou denke nie, en die Here het ons voorberei in hierdie Daniël vas vir 'n nuwe seisoen. En daarom moet jy rondom jou denke, jy weet, moet jy besluite neem om te sê, ek gaan nie meer so optree soos ek opgetree het nie. Ek gaan toelaat dat 'n nuwe vlak van geloof deur my gaan manifesteer. En dit gaan gepaard met toewyding, dit gaan gepaard met standvastigheid. Hierdie is 'n seisoen van deurbraak, hierdie is 'n seisoen waar ek en jy dinge moet aflê, om te breek met slegte gewoontes, en hoe belangrik dit vir my is, om vas te hou aan my deurbraak, al sien ek dit nog nie. Vergroot my grondgebied. Ek dink dit is by elkeen van ons 'n groot behoefte en gebed dat ons grondgebied vergroot sal word. Deurbrake. En as ek sê, jy kan nie in 'n nuwe seisoen binnegaan met ou denke nie, dan wil ek vanaand vir jou sê, deurbrake gebeur saam. Dit is nie alleen nie. 'n Deurbraak het jou en my nodig. Jesaja 43 vers 18 en 19, 1 Kronieke 14 vers 10, Galasiërs 6 vers 2. Ek dink, in hierdie maand gaan ek ook daaroor praat met mense wat uit gebroke verhoudings sou ook uitkom. Ek dink rondom ons geesteslewens en om in te stap in die volheid en te geniet 'n oorgawe van die Heilige Gees, 'n manifestasie in ons lewens. Laat los wat was. Om dit wat agter ons te los en te kan plek maak vir die nuwe, plek te kan maak vir die meer. En dis my gebed vir jou, dat hierdie 'n tyd sal wees, waar jy God vertrou vir die bonatuurlike, om in jou lewe te manifesteer. Die laaste 3 aande het ek so ervaar dat God met ons praat oor sy beloftes, en God het bevestig sy beloftes. Donderdag aand was ons tema dat God sal voorsien, en ek wil hê jy moet hoor wat ek vir jou sê, wat hy behoeftes God sal voorsien. Vrydag aand, geen wapen sal slaag teen jou nie. Daai persoon wat pyle na jou toe skiet, ons verwerp dit in Jesus se naam. Ons staan in opstand teen die werke van duisternis. Daai pyle gaan jou my nie tref nie. En dit kan jou nie tref as jy hierdie boodskappe toepas in jou lewe nie. Gisteraand het ons gedeel oor goedheid en guns. Ek wil vir jou iets sê. Voorsiening is deel van God se natuur. God wil aan jou gee die begeertes van jou hart. Tweedens wil ek vir jou sê, beskerming is ook jou erfdeel. Goedheid en guns is jou pad vorentoe. Filippense 4, Jesaja 54, Psalm 23. Ek glo jy het nie net oorleef nie. Jy is geposisioneer vir meer. En ek wil jy moet saam met my verklaar, en ons gaan net nou saam 'n verklaring maak, maar
Jy moet 'n besluit neem om te sê dat ek stap in my nuwe seisoen in. God se goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En wat teen my gesmee is, sal nie slaag nie. 2026 sal 'n jaar wees van die verheerlikheid van God in my lewe. Hierdie 21 dae het Stefan André Pieter se verseker verander. In baie opsigte. En ek wil vir jou sê dat hierdie 21 dae het ons verander. Maar die vrug daarvan, hoor baie mooi, sal ons jarelang dra van dit wat ons beleef en ervaar het in hierdie 3 weke. Ek wil hê jy moet hierdie profetiese verklaring saam met my maak vanaand. Ek gaan dit hardop sê want jy moet dit hoor. Dit gaan ook in my skrywe wees hierna. Lees dit stadig vanaand wanneer jy in die bed klim of môre by jou werk en sê dit hardop in jou lewe, oor jou lewe. Spreek dit uit oor jou lewe vandag. As jy en jou man saam luister of jy en jou vrou, wil ek jou uitnooi om hierdie laaste gedeelte ook so dalk af te rol, iewers te op te plak en dit konstant ook oor jou lewe te verklaar. Vanaand aan die einde van hierdie 21 dae van vas en gebed, staan ek nie moeg nie. Ek moet vir jou sê, ek staan vernuwe. Ek wil vandag verklaar, en ek wil jy moet dit saam met my sê, ek verklaar wat God in stilte begin het, sal hy openlik in die openbaar voltooi. Ek verklaar, ek laat die ou seisoene los. Ek laat ou sleutels, ou patrone, ou beperkings los. Ek stap nou, ek verklaar, ek stap nou deur nuwe deure, nuwe denke en in 'n nuwe vlak van geloof. Ek verklaar vanaand, die Here vergroot my grondgebied. Ek verklaar my invloed, my gehoorsaamheid en my kapasiteit word uitgebrei. Volgens God se wil en God se tyd. Ek verklaar vandag, God sal voorsien. Waar daar 'n tekort was, kom daar voorsiening. Waar daar spanning was, kom daar rus. Waar daar vrees was, kom daar geloof. Ek verklaar vanaand, geen wapen wat teen my gesmee is, sal slaag nie. Geen woord, geen aanval, geen storm sal die plan van God vir my lewe in 2026 stop nie. Ek verklaar vanaand oor my huis. Ek verklaar oor my huisgesin, oor my toekoms, die goedheid en die guns van die Here, wat ons sal volg al die dae van ons lewens. Here, en vanaand verklaar ons dat ons woorde dra lewe. My besluite bring vrede. My pad word verlig deur die Heilige Gees. Ek verklaar dat my wonderwerk nader is as wat ek dink.
ek sal nie moed verloor nie. Ek sal nie opgee nie. Ek verklaar ek sal volhard. Ek verklaar 2026 is 'n jaar van oorlewing. Is nie net 'n jaar van oorlewing nie. Dit is 'n jaar van oorwinning, groei en deurbraak. En Here, ons verklaar dat hierdie jaar ek stap vorentoe met oorgawe. Ek leef met vertroue en ek bou in geloof. En vandag verklaar ek met vrymoedigheid die 1 Februarie 2026 net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek verklaar dit. Dankie Here vir 21 dae se vas. Dankie Here dat ons met ons monde kan bely en hierdie kragtige verklaringe kan proklameer oor ons huise, oor ons lewens en oor mekaar. Ek bid nou vir jou wat luister, dat jy sal smaak en sal sien en geniet die aangename jaar van die Here wat vir jou aangebreek het. In Jesus se naam. Dankie Here dat ek as diensknegt in 21 dae kon deel aan hierdie boetanse sa u woord. Dankie dat ons duisende oor Namibië en oor Suid-Afrika, Australië, Nieu-Seeland en Hongarye en selfs uit Dubai saam kon vas. In Britannië soveel mense saam hande kon vat in eenheid om u wil en toewyding vir sy lewe te soek. Dankie vanaand, Here, dat U ons baie gelyk maak. Ek is opgewonde vanaand, Here, vir dit wat U mee besig is, vir dit wat U vir ons sê, en ook vir hierdie jaar waar daar soveel dood gespreek word, is ek opgewonde, want hierdie is my jaar. Hierdie is my deurbraak, wonderwerk jaar. En daarvoor eer en loof en prys ek U vanaand. So wil ek vir jou bid, vir jou hande werk, jou voetstappe dat dit sag sal wees, jou ore sensitief vir die stem van God. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis sal stap in geloof, nie in vrees. Dankie vanaand, Here, vir U kragtige, magtige inspraak deur die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens. Seën hom en haar. Dankie dat ek opgewonde alreeds is om die getuienisse te hoor vir dit wat vir hom en haar voorlê. En dit wat hy in sy beleef en ervaar in die seisoen van hulle lewens. In Jesus se naam. Amen. Nou ja, dit was my baie lekker gewees om hierdie 21 dae saam mee te kon doen, en dit het net vir my so gepas gevoel om nie vanoggend te bedien nie, maar vanaand eintlik so mooi ons 21 dae vas so in opsomming te kon afsluit. Ek gaan hierdie boodskap hierna op ons groepe plaas en gaan lees deur dit. Gaan terug op my Facebookblad Pastoor Stef
En jy sal daar die 21 dae se dagstukkies ontvang. Ook die 21 dae wat ek liedjies geskryf het, wat ek daar geplaas het, gaan luister dit. Hierdie week gaan ek dit op Spotify plaas, waar jy weet, dit kan gaan aftrek, en jy daarna kan gaan luister, en vir jou 'n list maak, en daai liedjies konstant spreek lewe, spreek woord, bring oortuiging in jou omstandighede. Mag hierdie vir jou 'n mooi week wees. Weereens, Februarie is 'n maand van liefde. Dis 'n mooi maand, kom ek en jy wees sensitief. Ek wil ook vir jou sê, bid vir my, en ook vir hierdie seisoen in my lewe. Vir leiding en vir sensitiwiteit. Ook vra ek dat jy hierdie blad altyd sal ondersteun om vir hierdie aanlyn kerk te bid, op te dra, en dankie daarvoor. Dankie vir jou ook wat hierdie aanlyn bediening ook finansiëel bless. Die Here seën jou ryklik. Kyk uit om môre aan saam met jou te kuier, en is opgewonde vir 'n mooi maand, vir groot dinge. Baie blessings, 'n soete nagrus. God bless.